Op hierdie dag gaan ons saam met hierdie jong mense ons belydenis oordink. Dit wat ons glo, dit wat ons bely, daar waar ons leef en werk en speel. En een van die mooiste tekste wat dit verwoord, kom uit Petrus. As jy wil naslaan in jou Bybel, ek gaan begin lees in 1 Petrus 2 vanaf vers 21. Maar dan is ons teksvers veral uit 1 Petrus 3 vers 15. 1 Petrus 2, dis daar agterrond in die Bybel, so die 4de, 5de boek van agteraf, as jy dit naslaan. Terwyl ons die Bybel so oophou, kom ons vra die Here om ook sy woord oop te breek. Here, as ons hier aanbiddend nader vanoggend, dan dink ons aan die belydenis van Johannes, wat gesê het, voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet, dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Ons weet U het ons baie lief. Here, dit is hoekom ons hier voor U kan staan. Dit is waarom ons die knieë kan buig voor U en kan bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Kom word asseblief verheerlik deur ons belydenis en ons lof, Here. U is 'n God wat uitnooi, 'n God wat roep. Ja, dit lyk en voel asof kom een van U gunsteling woorde is. Want is U wat sê, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos wol. Kom, almal wat dors is, kom na die water toe. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. As iemand dors is, laat hy na my toe kom en drink. Kom na die bruilof toe. En hoe gelukkig is hulle nie, Here, wat U uitnodiging aanneem nie. Gelukkig, sê U woord, is hy of sy wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Here, leer ons asseblief reeds hier op aarde U tafelmaniere, U koninkryksgedrag. En kom doen dit weer vanoggend deur U woorde van lewe. In Jesus se naam. Amen. 1 Petrus 2 vanaf vers 21, ek lees uit die 2020 vertaling. Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gelei. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy wat nie sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, is 'n aanhaling daar uit Jesaja 53, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar homself toevertrou het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruis uitgedra het, sodat ons, nou dat ons sondes afgesterf het, vir geregtigheid kan leef. Hy, deur wie se verwonding julle genees is. Julle was immers verdwaal soos skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en bewaker van julle siele. Vers 13 van 1 Petrus 3. Verder, wie sal julle sleg behandel as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs al sou julle ly ter wille van wat reg is, gelukkig is julle. Moenie julle intimidasie vrees of ontsteld raak nie. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Doen dit egter met beskeidenheid en respek, met 'n goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Christus, beskaamd kan staan. Dit is immers beter, as dit God se wil sou wees, dat julle ly omdat julle goed doen, as dat julle ly omdat julle kwaad doen. Immers, ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gely,
Hy die regverdige ter wille van onregverdiges. Die ou vertaling het gesê die onskuldige ter wille van die skuldiges. Sodat hy julle na God kon terugbring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Deur die Gees het hy ook gegaan en dit vir die geeste in gevangenskap gaan aankondig. Daardie geeste was destyds ongehoorsaam, toe God in Noag se dae geduldig bly wag het, terwyl die ark gebou is. In die ark is net 'n paar mense, altesaam 8, deur die vloedwaters heen gered. Die doop, wat 'n teenbeeld hiervan is, red ook julle nou. Die doop dien nie as 'n verwydering van die vuilheid van die liggaam nie, maar as 'n smeekgebed tot God om 'n skoon gewete, op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy wat aan die regterhand van God is, nadat hy die hemel binne gegaan het, en engele, magte en kragte aan hom onderwerp is. Tot sover. Vers 15. Inteendeel, eerbiedig Christus as Here in julle harte, altyd gereed om julle te verantwoord teenoor elkeen wat van julle rekenskap eis oor die hoop wat in julle leef. Of die Nuwe Lewende Vertaling sê, inteendeel, erken in julle harte Christus as die een wat seggenskap het. Dis wat die Here beteken, hè? Hy's eienaar, hy het die sê in my lewe. As julle dit doen en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, hoekom behoort jy aan Jesus, hoekom glo jy in hom? Wees altyd reg om te reageer. Van elke geslag of generasie Christene word vereis om aan hulle generasie die evangelie te verkondig, te vertolk, te verduidelik, te getuig, dit te bely. Of in die woorde van die teoloog Helmut Thielicke, ek sou dit nou in Duits kon aanhaal vanoggend, maar ek lees dit veel in Afrikaans. Die evangelie moet opnuut verkondig en op nuwe maniere aan elke geslag vertel word, aangesien elke geslag sy eie unieke vrae het. Die evangelie moet voortdurend na 'n nuwe adres gestuur word, want die ontvanger verander herhaaldelik sy adres. Verantwoord of verduidelik. Die woordjie wat Petrus sê verduidelik is baie interessant en dit kom uit die Griekse woordjie apologia, waar ons woord apologetiek vandaan kom, om te verdedig of om te kan verduidelik, né? Apologia. Petrus sê, of wil dit sê, wees altyd gereed of reg om 'n verduideliking of 'n motivering te gee aan diegene wat van julle 'n verduideliking of 'n motivering vra, vir waarom jy gekies het, waarom jy gekies het om jou hoop in Christus te plaas, en om jou Here te maak. Wees altyd reg om dit te kan verduidelik. Waarom volg jy vir Jesus? Waarom is jy 'n Christen? Waarom bely jy om as Here van jou lewe? Is jy reg? Elke generasie gelowiges moet voorbereid wees daarop om hulle keuse om Jesus te volg te verdedig. Maar Petrus se oproep behels nog iets verder, nog iets meer. En ons moet dit ook nie mis nie. Elke generasie van gelowiges moet gereed wees of toegerus wees, as jy wil, toegerus wees, om hulle besluit om Jesus na te volg te verduidelik in hulle generasie, aan hulle generasie en uit liefde en besorgdheid oor en vir hulle generasie. Petrus het dit geweet en hy wou seker maak dat sy oorspronklik gehoor dit ook weet. En daarom voeg hy by in vers 16, ek lees dit nou vir julle uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, wanneer julle dit doen, doen dit egter taktvol en eerbiedig. Moet nou nie met 'n luidspreker gaan staan op die straathoek of in ouens se ore gaan skree nie. Doen dit eerbiedig en taktvol. Ek wil sê, eerste met jou lewe, né? Sorg dat julle gewete skoon bly. Wanneer mense dan sleg van julle praat, sal hulle skaam kry wanneer hulle agterkom hoe verbeeldig julle leefstyl is, omdat julle aan Christus behoort. Met ander woorde, doen dit veral met jou lewe, né? Our New Covenant Marching Orders, so het Andy Stanley dit beskryf. Hy sê ons moet 'n verbale verduideliking gaan gee waarom ons gekies het om Jesus te bely en na te volg. En terwyl ons redes bekend maak, ons motivering gee, moet ons op so 'n manier leef
dat ons gedrag ons boodskap ondersteun en nie ondermy nie, of agterdog daaroor saai nie. Ons gedrag, ons optrede, ons lewe moet saamstem met ons belydenis. Som net so te loops. Julle geweet, die meeste mense wat wegloop van die geloof of van die kerk, loop weg vir redes wat niks te doen het met Jesus nie, of wie Jesus is nie. Hulle loop oor ander redes weg, veral hulle loop weg van 'n weergawe van die Christendom wat eintlik Jesus se boodskap weerspreek of ondermyn. Ek meen, waarom sou mense dit nou wil glo? Dit kan glo dat Jesus aan 'n kruis gesterf en opgestaan het uit die dood om ons sondes te versoen, om my en jou te vergewe, vry te spreek, as die navolgers van Christus se lewe dit weerspreek. Waarom sou enige iemand in Jesus kon en wil glo? Petrus se antwoord, want 2000 jaar gelede het God ons geskiedenis binnegekom. Die woord, God, Jesus, het mens geword, het vlees geword en onder ons kom woon. En die ons onder wie hy kom woon het dit vir die res van ons gedokumenteer, neergeskryf. Dit is die antwoord waarmee ons toegerus moet wees om te kan gee aan die volgende generasie. Buitendien, eens op 'n tyd het hierdie verduideliking die hele wêreld op sy kop gekeer. Ek wil dit gou vir julle so verduidelik. Ek het al in die verlede, maar dit is my so 'n mooi beeld, ek wil graag weer. Kom ek vra gou vir jou so. Wat sou met jou gebeur as jou geboortesertifikaat saam met elke kopie of rekord van jou geboorte verdwyn, vernietig word? Dit brand af in 'n huis of dit word gesteel of dit is net weg. Wat sal met jou gebeur? Niks nie. Alhoewel dat jy dalk later in 'n lang ry moet gaan staan by binnelandse sake, dis amper net so erg, nê. Ja, om dalk aansoek te doen vir jou nuwe ID-boekie of wat ook al. Maar die feit is, jou geboortesertifikaat het jou nie geskep nie. Dis ook nie die bewys van jou bestaan nie. Ek meen nou, hoe sou jy reageer as iemand beweer dat jy nou nooit gebore is nie, omdat daar 'n fout is op jou geboortesertifikaat? Of omdat jy dit nie kan wys nie, dat dit weggeraak, dalk sou sê, ek weier om te glo dat jy bestaan. Dis tog malligheid, nê? Maar dit is so baie mense oor die geloof ook dink, en die baie mense is sommige Christene nie uitgesluit nie, want baie Christene is ook verward oor hierdie punt. En gevolglik, soos die Bybelse gesag bevraagteken word of in gedrang kom, so vlieg hulle geloof by die agterdeur uit. Nog 'n vraag. Kan dalk help. Wat sou eerste wees? Die gebeure, die opstanding van Jesus, of die geskrewe weergawe wat die opstanding gedokumenteer het? Wat is eerste? Natuurlik dit wat gebeur het, nê, die opstanding, dis eerste. Die dokumente wat dit gedokumenteer het, kan nie die gebeure vooraf gaan wat dit gedokumenteer het nie. Nog skep hulle daardie gebeure. Die Nuwe Testamentiese dokumente soos die Bybel is soos 'n geboortesertifikaat. Hulle dokumenteer die geboorte van die kerk. Hulle dokumenteer waarom die kerk gebore is. En die heel belangrikste, hulle dokumenteer die opstanding van Jesus. Die eerste bekeerlinge tot die Christendom het nie geglo dat Jesus uit die dood opgestaan het omdat hulle daarvan gelees het nie. Daar was nog niks om te lees nie. Hulle het geglo Jesus het opgestaan uit die dood omdat ooggetuies hulle daarvan vertel het. Anders sou hulle nie. Toe jou ma se vriende en vriendinne by haar kom kuier na jou geboorte, het hulle tog nie gevra om jou geboortesertifikaat te sien nie. Hulle wou vir jou sien. Jy was die bewys. En ek wil dit gou gekwalifiseerd sê, die grond, die fondament, die fondasie van ons geloof is nie 'n geïnspireerde boek nie, hoe belangrik dit ook al is. Terwyl die tekste in die Nuwe Testament wel 'n baie belangrike rol speel, en gaan nou ook iets daaroor sê, om ons te help verstaan wat dit beteken om Jesus na te volg, is hulle nie die rede waarom ons vir Jesus volg nie, of bely nie.
Ons glo nie oor 'n boek nie, ons glo oor die gebeure wat hierdie boek geïnspireer het. Die gebeure, nie die rekord van die gebeure nie, is wat geboorte gegee het aan die kerk. Of as jy dit so wil sê, die Bybel het nie die Christendom geskep nie. Die Christendom het die Bybel geskep. Die Christelike geloof het vir dekades bestaan voordat daar 'n Bybel was. Geloof in Jesus het bestaan lank voordat die Bybel bestaan het. Maar nie die opstanding nie. Nie voordat die opstanding gebeur het nie. Toe Josef van Arimatea en Nikodemus opgedaag het om Jesus se liggaam van die kruis af te haal, was daar geen Christene nie. Geen Jesus-volgelinge nie. Dalk nog 'n paar simpatiseerders dalk, ja. Maar in daardie stadium het niemand geglo dat Jesus die seun van God was nie. Want weet julle, toe Jesus sy laaste woorde daar op die kruis geuiter het en sy laaste asem uitgeblaas het, het elkeen wat dalk nog geglo het, opgehou glo. Daar was in daardie stadium geen aanduiding dat sy voormalige volgelinge van plan was om die droom lewend te hou en om hierdie beweging aan die gang te hou nie. As Jesus homself dan nie eens kon lewendig hou nie, wat 'n hoop sou hulle hê om die kerk, die eklesia, lewendig te hou? Gaan lees maar gerus weer die storie van die Emmausgangers daar in Lukas 24. Dis 'n klomp verslae mense wat alle hoop verloor het. Hulle skouers hang. Ons het so gehoop, sê hulle. En nou is hy dood. Hoekom nog probeer? Die feit dat Nikodemus en Josef sy lewelose liggaam van 'n Romeinse kruis gaan afhaal het, was al die bewyse wat enigiemand sou nodig hê om te weet dat Jesus nie was wie hy beweer het hy was nie. Of dalk het hulle hom nog die hele tyd misverstaan. Ja, dalk was dit gewees. Dat hulle hom nie reg verstaan het nie. Die evangelies laat die indruk dat dit nie was oor wat Jesus geleer het dat die beweging tot 'n halt gekom het nie. Want die meeste van die tyd het die disippels in elk geval niks verstaan wat Jesus gesê het nie. Soos ons ook 2000 jaar sedertdien ook maar nog sukkel om alles te verstaan wat Jesus geleer het, nê. Jesus se lering was nie die groot dryfkrag agter die Jesus-beweging nie. Dit was sy buitensporige aansprake wat die groep disippels bymekaar gehou en die beweging aan die gang gehou het. Net een voorbeeld. Na daardie ontstellende en verwarrende boodskap van Jesus, ons het daarby stilgestaan, ons jong klomp, dat sy liggaam geëet en sy bloed gedrink moet word, net nadat hy die brood meegemaak het, gesels hy nou daar met die Jode om en hy sê, julle moet eintlik van die regte brood eet. Julle moet my eet. En dan lees ons, vertel Johannes, sommige van hulle was dit nou net te erg, is hy 'n kannibaal, wat nee man, hulle het hom verkeerd verstaan, hè. Maar dit was so erg, dat sommige van hulle gesê het, ek wil nie meer hierdie Jesus volg nie. Wat hy nou sê is te erg, hy is bietjie, ek weet nie, dalk is hy bietjie mallerig of wat, nee. En dan draai Jesus na sy disippels en sê, wil julle nie ook maar huis toe gaan nie? Is julle seker julle wil my volg? En dan antwoord Petrus. Wat hy nie gesê het, hy was net so leersaam as wat hy gesê het. Here, na wie toe sal ons gaan? Niemand leer ons so goed as wat U ons leer nie. Nee, dis nie wat hy gesê het nie. Ons het so baie geleer by U. Die inhoud van die lering is so oortuigend en U storie vertel vaardigheid is sonnegelyke. Nee, dis nie wat hy sê nie. Toegegee, Here, Rabbi, vandag was nou nie U beste oomblik nie. Wat U nou gesê het was 'n bietjie nie lekker nie. Maar een middelmatige preekie sal dan nie die volgelinge laat wegloop nie. Nie al die volgelinge nie. Petrus en die disippels het nie by Jesus gebly oor dit wat hy geleer het nie. Hulle het gekies om by hom te bly ten spyte van wat hy geleer het. Hulle het agtergebly oor die aanspraak wat hy gemaak het oor wie hy is. En daarom was Petrus se reaksie, Johannes 6 vers 68, 69, Here, na wie toe sal ons gaan?
U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die heilige van God is. Nou Petrus het dit ook nie uit sy eie gesê nie. Maar hoop het geëindig die dag toe Jesus gesterf het. Maar dit het nie gesterf oor dit wat Jesus geleer het nie, of opgehou leer het nie. Hoop het gesterf toe hy gesterf het oor dit waarop hy aanspraak gemaak het om te wees. Sy dood het sy aanspraak ondergrawe. Die Jesus beweging se voortbestaan het afgehang daarvan of Jesus bly lewe. Hy moes net bly lewe. Hy was dan die opstanding en die lewe. En die opstanding en die lewe kan tog nie doodgaan nie. En sekerlik sou die redder van die wêreld nog die mag hê om homself te red van die dood, of hoe? En tog veral van die Romeine. Daai simpel Romeine. 'n vreemde mag wat gesag uitgeoefen het oor God se mense. Hulle maak hom dood. Dit moes 'n teken wees van God se misnoë oor hulle. Oordeel hulle. So toe Jesus gesterf het hoop gesterf, het alle goeie toekomsperspektiewe en drome gesneuwel. Die beweging het letterlik doodgeloop. Daar was geen droom om aan die lewe te hou nie, en gevolglik was daar ook geen gelowiges na die kruisiging nie. Daar was toegewyde Jode, ja, daar in Palestina nog oor. En daar was keiserkultus aanbiddende volgende Romeine, ja, maar daar was geen Christene nie. Hoekom nie? Want almal, selfs sy mees toegewyde volgelinge het verwag dat Jesus sal doen wat alle dooie mense doen. Dood bly. Nikodemus en Josef het baie gewaag om vir Pilatus te vra vir Jesus se liggaam. En geen twyfel daaroor nie dat hulle waarskynlik 'n klompie muntstukke moes opdok om dit te doen. Hulle het hulle bes gedoen, baie haastig, om Jesus se liggaam voor te berei voordat die Sabbat amptelik begin het. En duidelik het hulle verwag dat Jesus dood sou bly, want op Paasondagoggend is daar geen teken van enige iemand wat buite die graf staan in afwagting vir 'n wonderwerk en van 10 af aftel en wag dat die wonderwerk gebeur nie. Inteendeel, ons lees 'n groepie vroue het net voor dagbreek gou uitgegaan na die graf om Jesus se liggaam voor te berei vir die graf. Nou sou mens kon vra, waarom wil hulle dit oordoen? Hoekom wil hulle dit oordoen? Dalk het die vrouens aangeneem die man sou dit nie reg gedoen het nie. Hulle was daastig, of van die een kant, hulle is maar mans, hulle doen dinge nie deeglik nie, nê? Maar hoe dit ook al sê, hierdie hartseer vroue wat vir Jesus liefgehad het en sy aansprake geglo het ook verwag dat Jesus in die graf sou bly totdat sy liggaam uiteindelik ontbind het. Niemand het planne gehad om die beweging aan die gang te hou nie. Maar soos wat Andy Stanley so mooi sê, nobody expected nobody. Niemand het verwag dat daar geen liggaam in die graf gaan wees nie. Maar wat het nou van die liggaam geword? En selfs hulle geen liggaam vind, het niemand nog geglo nie. They believed somebody took the body, which would explain nobody to everybody. Sommige net so grappie. Die liggaam was weg. Dalk moet ons net so oomblik weer hieroor nadink. Onthou nou, op hierdie spesifieke oomblik in die geskiedenis was daar geen kerk nie. Daar was geen Christene nie. Net hartseer, ontnigterde, moedelose ex-Jesus volgelinge. Die Paasfees het pas geëindig in Jerusalem. Jerusalem was nog vol toegewyde Joodse Pasgangers. Die skrifgeleerde Saulus van Tarsus het ergens in die noorde, dalk was hy besig om 'n na-Pasga preek voor te berei. En terug in Rome het keiser Tiberius voortgegaan om vir homself te probeer namaak. Rome was nog presies dieselfde stad, die ewige stad. Alles was nog net soos dit voorheen was en altyd sou wees.
Niks het verander nie. Dit is totdat 'n handjie ex-Jesus volgelinge, 'n handjie vol ex-Jesus volgelinge die opgestane redder raak geloop het en besluit het om hom te refollow nadat hulle hom aanfollow het. En iets anders het begin, iets nuut. Iets gebore in die nasie van alle nasies. Iets wat voorspel is. Dit is voorspel. 'n Nuwe beweging. Die opstanding het die inhuldiging van die eklesia van Jesus, die kerk van Jesus ingelei. En Jesus was reg toe hy voorspel het dat nie eens die hel, dit wil sê die dood, dit sou kon stop nie, Matteus 16 vers 18. Ja, nie eens sy eie dood nie. Die opstanding en die lewe kon nie deur die dood gemaak word nie, oorwin word nie. Wat hulle gemis het, wat almal gemis het, was dat God inderdaad sou toelaat dat die Messias gearresteer, veroordeel en tereggestel word deur heidense Romeine. Maar nie as 'n bewys van God se misnoë nie, wel as 'n bewys van God se oneindige liefde vir die wêreld. En so het dit begin. So het ons ewige hoop herleef. Dit moet net as die rede of die verduideliking dien wat ons gee vir die hoop wat in ons is. Waarom ons glo. En hierdie benadering verminder geensins die belangrikheid van die skrif nie. Net mooi die teenoorgestelde. Die opstanding van Jesus dien nou as die apologia, die verdediging, die verduideliking van ons hoop, vir die betroubaarheid van die skrif. Die Christelike geloof het begin met die opstanding van Jesus. 'n gebeure het geboorte gegee aan ons geloof. Nie 'n dokument nie. 'n geboorte, nie 'n geboortesertifikaat nie. Ons geloof het begin toe 'n hele klompie Jesus-volgelinge hom lewend gesien het na sy dood. Jesus se opstanding was die rede vir hulle hoop, en so ook vir my en jou hoop. Ons, ek en jy glo en bely op grond van Jesus se opstanding uit die dood. En nou kan jy vra, waarom glo ons dit? Waarom kan ons dit glo? 1 Korintiërs 15 is die groot hoofstuk wat Paulus daarin wys, as jy dit weer wil gaan lees. Ons glo dat hy uit die dood uit opgestaan het, want Matteus vertel ons so, en Markus, en Lukas, en Johannes vertel ons ook, Petrus vertel ons, en Jakobus, Jesus se eie broer. Kyk, as daar nou een is wat sou twyfel, of skepties sou wees, dat jou broer die Messias is, dan is dit Jakobus seker net, sy eie bloedbroer. Paulus sê vir ons, Jakobus het ook geglo, want hy het hom gesien na sy dood. En so ook die 12 disippels, en meer as 500 ander gelowiges op dieselfde tyd. Ek meen as jy nou kon sê, iemand het gehallusineer, 500 ouens kan tog nie gelyk hallusineer, dat hulle iemand sien nie. En laaste, maar nie die minste nie, Paulus self, wat hom vasloop, letterlik vasloop, in die opgestane Here Jesus Christus. En uiteindelik het die kerkleiers uit die vroeë kerk hierdie geloofsverslae, hierdie getuienisse bymekaar gemaak en dit saamgebind in dit wat ons die Nuwe Testament noem. En wanneer iemand die historisiteit van die opstanding erken, dan is dit nie moeilik om ook daardie persoon te oortuig om te luister na wat Jesus geleer het nie. Waarom bely jy Jesus as jou Here? Waarom meld jy aan om te dien in sy koninkryk en sy lig te skyn? Wat motiveer jou hoop, jou diens, jou energie, jou offers, jou liefde, jou ywer en jou toewyding? Mag dit hierdie geskiedkundige gebeure wees,
waaroor jy belydenis doen. 1 Petrus 3 vers 18, immers ook Christus het eens en vir altyd vir ons sondes gelei, hy die regverdige ter wille van onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. 1 Petrus 2 vers 21. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied. Skus julle. Kom ons sluit af met 'n slotlied en dan ontvang ons die seën van die Here. Onthou nou, hy wat in julle is baie sterker as hy wat in die wêreld is. Mag die sterkte van God jou dra. Mag die krag van God jou bewaar. Mag die wysheid van God jou anker. Mag die hand van God jou beskerm. Mag die weë van God jou begelei. Mag die skild van God jou verdedig. Mag die leerskare van God jou omring, sodat die koninkryk van God deur jou kan kom met krag. Amen.